Goeiemôre vriende, op hierdie donderdag die 26ste Maart 2026, mag dit sommer vir julle net 'n mooi dag wees daar waar julle ook al is. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, wanneer ons in ons denke 'n bietjie stil raak en ons liggaam stil raak, kom buig ons voor U neer. Here, en in hierdie lydenstyd kom erken ons U as ons koning, as ons verlosser, as ons saligmaker, as 'n groote, almagtige, liefdevolle, regverdige God en Vader. Wat juis in hierdie tyd wat ons vier, in hierdie lydenstyd vir Jesus gestuur het, om in ons plek te kom sterwe, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe sal hê. Dankie dat ons in Jesus se optrede kan sien, Here God, wie U is. Dat ons in Jesus se optrede kan sien dat U op 'n wonderlike manier na ons kyk, met sagtheid na ons kyk. Dankie Here vir onverdiende guns alleen wat ons by U ontvang het deur Christus. Here, mag ons hierdie vryheid wat ons het nooit misbruik nie. Mag ons inderdaad nie lou Christene wees, omdat ons hierdie vryheid het, omdat ons in U kan glo, en daarom dink enigiets is geoorloof nie. Nee, juis omdat ons glo, moet ons hoor en luister wat U vir ons sê. Help ons daarmee. Dankie Here dat ons met U mag praat. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ja, ons is so aan die einde van 1 Timoteus. Amper reg deur 1 Timoteus gewerk. Hy is nog maar 'n kleinerlige boekie, 6 hoofstukke, en ons is nou inderdaad by 6. Hoofstuk 6, ons sien Paulus het so 'n bietjie gepraat oor die weduwees, jong weduwees, die ouderlinge, hy het ander opdragte gegee. En nou sien ons, kom hy hier by 1 Timoteus 6. Nou vriende, hy praat hier oor slawe. Nou moet ek weer vir mekaar sê, en dit is wat ons vir mekaar moet kom sê, ons het mos nie nou slawe nie. Daai tyd's verby. So dis kom ek altyd vir julle sê, mense moet die Bybel lees in sy konteks. Maar wat is die beginsel agter dit wat Paulus sê? Ons het nie slawe nie, dis waar. So ons kan nie net sê, ons gooi nou maar hierdie gedeelte weg nie. Wat is die beginsel wat Paulus sê? Nou, vriende, ek en jy is eintlik moderne slawe, né? Ons is werknemers by werkgewers. So Paulus kom sê gelowiges, né? Gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan, moet hulle eienaars met alle eerbied beheer, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer. So ek en jy is moderne slawe, ons is werknemers. Nou vriende, ek en jy moet maar 'n sekere tyd opstaan, ons moet by 'n sekere tyd by die werk wees. Ek en jy moet sekere doelwitte behaal, ons kry net soveel verlof, en so kan ons aangaan. So eintlik staan ek en jy onder 'n juk. Maar ons is nie slaaf nie, ons is nie die ou se eiendom nie, alhoewel dit baie keer voel of ons werkgewer se eiendom is. Maar in die ou tyd het die werkgewer, of die persoon wat 'n slaaf gehad het, beheer oor sy liggaam gehad. Hy kon met hom gedoen net wat hy wil, hy kon hom verkoop het, hy kon hom doodgemaak het, hy kon hom net met wat hy wil. Nee, ons is nie in so 'n tyd nie. Maar as ons hom herinterpreteer vir ons tyd, moet ons kom sê, maar ons wat in hierdie tyd werk vir 'n werkgewer, ons moet so optree teenoor daardie werkgewers dat ons hulle met eerbied beheer, sodat wanneer iemand kyk, dan ook wanneer die werkgewer onbillik is, want onthou nou daai mense daai tyd by die slawe was partykeer onbillik teenoor die slawe, né? Onbillik. As jy maar net gaan lees wat in Egipte land aangegaan het met die Israeliete wat slawe was, hoe het daai Egiptenare hulle geslaan, hulle gedryf om alles vir hulle te doen daarso, né? So daai tyd was dit nie ligte musiek om 'n slaaf te wees nie. Hy was uitgelewer gewees. En daarom kom nou sê Paulus vir hierdie ou wat uitgelewer is aan hierdie baas van hom. Jy sê hy, moet jou eienaar met eerbied beheer. Sodat al hanteer jou eienaar jou sleg en die ander mense sien dit, moet hulle nie kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer. Jy moet so optree slaaf, daai tyd sê Paulus, al is die werkgewer nie reg nie, al doen die kom die werkgewer jou te na, moet jy hom nog steeds met respek beheer, sodat mense dan kyk en sê, maar hoe is dit moontlik dat jy jou met respek hanteer? Kyk hoe het hy met jou opgetree.
maar dat jy so optree sodat mense vir Christus in jou kan sien. En dit is wat hy hierso kom sê, nee. So beheer hulle met eerbied, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie. Nou so interessant, jy praat nou hierso eintlik mos nou van die base wat nie Christen is nie. Nou kom sê hy van wie Christen is, die tweede vers. Slawe wat gelowige eienaars het, moet aan hulle nie minder eerbied betoon omdat hulle saam broers is nie. Hulle moet hulle eerder beter dien, omdat die wat uit hulle werk voordeel trek met hulle een is in geloof en in liefde. Nou so as jy in die werksituasie staan vandag en jy werk vir 'n werkgewer wat 'n Christen is, vriende, dan moet jy eintlik nog meer vir daai nog meer om met respek beheer, nog meer met eerbied beheer, hè. Sodat omdat almal weet hy's 'n kind van die Here en jy's 'n kind van die Here, moet julle so optree dat wanneer mense na julle albei kyk as 'n werkgewer en 'n werknemer, hulle vir God en vir Jesus Christus daar kan sien en dit hulle nie op die ou einde vriende kwaad praat van die naam van God en sê ja, nee, wat? Hy's ook maar net op papier kind van die Here. Maar nee, wat jy sien hom nooit, as jy hom sien dan praat hy maar sommer so op 'n lelike manier, nee wat? Hy's net 'n papier Christen. Hy's nie eintlik regtig 'n Christen nie, né? En Paulus kom waarsku vir die mense daai tyd in Timoteus se tyd en in ons tyd om te sê, julle moet so optree dat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie. Maak nie saak waar jy werk nie, maak nie saak of jy by 'n werksparty is nie. Hoe tree jy op 'n werksfunksie? Kan mense daar sien dat jy en ek 'n kind van die Here is? Nee, dit is maar die vraag wat ek en jy vir mekaar moet vra wanneer ons na hierdie twee versies kyk. My 5 sê. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.